Lydenstyd herinner ons aan Jesus se pad na die kruis. Dit was 'n pad van gee. God wat sy seun gee, Jesus wat homself gee en die Heilige Gees wat in elke gelowige gee. Jesus se pad na die kruis getuig van selfopoffering, van liefde wat tot die uiterste toe gaan. Hy is gestuur deur die Vader nie om homself te dien nie, maar om homself vir ons te gee, sodat ek en jy die lewe kan hê. En dit is die hart van die evangelie, om te gee sodat ander kan leef. Johannes 12 vers 24 sê, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterwe, bring dit veel vrug. Jesus se lewe wys vir ons dat ware roeping, ware gestuur wees, altyd met gee gepaard gaan. Ons is geroep om te volg in sy voetspore, want soos Jesus deur die Vader gestuur is, wat Johannes 20 sê, so stuur hy jou en my ook, om genade te bring, om te dien en om te gee. Ons lewe as Christene is nie net om te ontvang nie, maar om ons gawes, ons tyd, ons liefde en ons lewe te gee tot seën van ander. Om te gee vra immers gehoorsaamheid. En dit beteken soms om jou gemak prys te gee, om jou begeertes agter te laat en om God se wil eerste te stel. Want dit is 'n daad van geloof. 'n daad van geloof waarin jy glo dat wanneer jy gee, God sal voorsien. Daarom sê C.T. Studd, one life, only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ will last. Jou lewe, jou tyd, jou gawes, is 'n geleentheid om Christus te weerspieël in hoe jy leef en gee. Jesus se lewe en sterwe was 'n daad van genade. Deur sy voorbeeld leer ons dat gee nie 'n plig is nie, maar 'n voorreg. Ons gee nie uit ons eie krag uit nie, maar uit sy genade wat in en deur ons werk. Mag hierdie lydenstyd ons herinner dat ons geroep, gestuur en begenadig is om onsself te gee vir God en vir mekaar. Want om te dien en om te gee, begin by jouself. Here, U het my geroep en gestuur. Gee my die moed om in my lewe selfs my lyding te verduur, om genade en liefde te gee, soos U my lewe skoonvee. Amen. Dankie dat jy vandag ingeskakel het, en ek hoop en vertrou en bid dat in hierdie lydenstyd jy opnuut sal ontdek wat God werklik aan jou en my gee, en dat jy dit met ander rondom jou sal deel, en dit vrylik ook aan hulle sal gee. Tot volgende keer.